Broers en susters, baie welkom. Voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons bid saam en dan vra ons vir ons God, dat hy die woorde ons sal voed. Ons ongelooflike Here, ons bid dat die woorde wat ons nou gaan lees, sal deel raak van ons, dat dit ons sal opbou, en dat dit ook die effek sal hê, dat ons saam met U die wêreld genade bewys. Amen. Ons lees vandag uit Matteus 14, ons lees vers 13 tot 21 en dit begin op bladsy 19 in die Nuwe Testament. Toe Jesus dit hoor, het hy daarvandaan in 'n boot vertrek na 'n verlate plek om op sy eie te wees. Maar die skare het dit te hore gekom en hom te voet uit die dorpe gevolg. Toe hy uitklim, het hy die groot skare gesien, hulle innig jammer gekry en hulle siekes gesond gemaak. Toe dit laat begin word, kom die disippels na hom en sê, die plek is verlate en dit is reeds laat. Stuur die skare weg na die dorpies om vir hulle self kos te gaan koop. Maar Jesus het geantwoord, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets te ete. Hulle sê toe vir hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Hy sê egter, bring dit hier vir my. Nadat hy die skare aangesê het om op die gras te gaan sit, het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Hy het dit toe gebreek, vir die disippels gegee en die disippels weer vir die skare. Almal het geëet en versadig geword. Hulle het van die stukke wat oorgebly het, 12 mandjies vol opgetel. Afgesien van die vroue en kindertjies, was daar ongeveer 5000 mans wat geëet het. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Voordat ons kom by die groot wonderwerk van die brood en die vis, is hier 'n ander groot oomblik in vandag se skriflesing. Ons eerste vers 13, praat van iets wat Jesus gehoor het. Nou wat was dit? In die vorige deel van Matteus 14 ontvang Jesus die boodskap dat Johannes die Doper dood is. Sy vriend en verlangse neef is nie net dood nie, hy is vermoor deur die Joodse koning. Hoeveel van ons het vriende wat deur 'n koning of president vermoor is? In Noord-Korea, China en Rusland verdwyn mense net, ja, maar nie hier nie. Dit gebeur nie hier nie. Mense kan regtig enigiets sê oor die regering, vir die regering, en die ergste wat met hulle kan gebeur is hulle kan 'n hofsaak ontvang. As ons mooi onthou, is daar ook die afskuwelike omstandighede rondom Johannes se dood. By een van Herodes Antipas se partytjies is sy kop as 'n geskenk gegee vir Herodes se dogter. Die koningshuis maak wat hulle wil, en goeie gelowige gewone mense betaal die prys daarvoor. As een van my beste vriende vermoor is, dan sit ek verlof in, en ek sien niemand vir die res van die dag nie. En dis basies wat Jesus probeer doen het. Hy wou net bietjie alleen wees om tot verhaal te kom. Ons sien egter hoe enorm die nood is in daardie omgewing. Mense is nie net siek nie, hulle is verward en hulle het 'n behoefte aan Jesus. En wat volg, dink ek, is die grootste openbaring in hierdie skriflesing. Jesus het die skare jammer gekry vanuit sy diepste wese. So ontsteld soos wat hy was, sien hy, daar is nou 'n behoefte en die mense het hom nodig. Hulle soek na God se teenwoordigheid in hulle lewens. Augustus is beide vroue maand en ook maand van barmhartigheid. In Grieks is die woord vir innig jammer kry afgelei van die woord derms. Met ander woorde, Jesus is so geraak deur hierdie mense, dat sy maag voel asof dit draai. Is dit nie 'n natuurlike reaksie, as ons met liefde kyk na ons gebroke wêreld nie? Mense vandag is eensaam, honger, moedeloos, kwaad vir die lewe, verslaaf, uitgebrand en siek.
Wanneer laas het ons ook gevoel, hierdie is nie reg nie, ons moet help hierso. Dit is 'n godgegewe belewenis. Ons kan so maklik dink, maar ek het my eie probleme. Jesus het sy eie probleme gehad, maar hy voel nog steeds gedryf om die skare te help. Jesus openbaar die Here se liefde deurdat hy binne sy eie hartseer nogtans ander mense raak sien. Dis hoe kosbaar die mens vir God is. Jesus genees die skare se siekes, nou raak dit tyd om te eet. Dis laat, hulle is in die middel van nêrens, so wat nou? Ek wil graag vir ons wys hoe pateties die situasie is waarin die disippels is. Daar's 12 apostels plus Jesus, so dis 13 mans. Brood en gedroogde vis was tipiese kos van die gepepel. Dis relatief goedkoop en dit hou redelik lank en dis wat mense by hulle sou hê. Die brood sou nie hierdie groot winkelbrode wees nie, maar kleiner ronde brode. Die vis was ook nie groot snoeke gewees nie. In die see van Galilea is daar kuipers, sardyne en klipvisse. In Lukas se weergawe van hierdie storie is dit 'n seentjie wat vorendag kom met die kos. 2 visse en 5 brode is meer as genoeg vir een kind. In Matteus se weergawe is dit wat die apostels by hulle gehad het. Verbeel jou, jy is een van 13 mans en jy het 5 broodrolle en 2 gedroogde sardyne. Die grap is, Jesus sê vir hulle moet vir die mense ietsie gee, maar hulle self het nie genoeg nie. Wat my elke keer tref, as ons enige insameling doen vir liefdadigheid, is wie gee almal. Van ons mees voorspoedige lidmate tot die afgetrede weduwees en almal tussenin dra by. Dit wys vir my dat meeste mense kan iets vir iemand gee en almal kan iets vir iemand doen. Maar Jesus vat wat daar is. Hy bid daarvoor en hy laat dit uitdeel. Almal het genoeg gehad om te eet. 5000 mans plus vrouens en kinders. Daar het meer kos oorgebly as wat daar was om mee te begin. Die oorvloed wat daar was teenoor die tekort voor dit is skokkend. Die disippels gee wat hulle het en ek neem aan die res dra ook by wat hulle kan. En op die ouend is dit oorgenoeg in Jesus se hande. Ek het hierdie week 2 gesprekke gehad wat my baie laat dink het oor vandag se skriflesing. Die eerste een het gegaan oor tipiese voorspoedsteologie. Iemand het 'n boodskap gehoor en na die tyd het dit hulle gepla. Die boodskap het gelei, gee net jou probleme vir Jesus en dan gaan dit weg. Daardie aand het die 12 of 13.000 mense genoeg gehad om te eet. Ja. Maar ons lees nie wat die volgende aand of die aand daarna met hulle gebeur het nie. Die Jode was nog steeds onder Romeinse regering. Meeste van die mense in die skare was arm, sonder enige manier om hulle finansies te verbeter. Jesus kom nie, en ons weet dit ook, om alles wat moeilik is, weg te vat nie. Maar nie die skriflesing openbaar hy wel bo-menslike liefde en onmoontlike moontlikhede. Dis nie te sê dat as alles nie weggaan nie, dat niks kan verander nie. Die ander gesprek was met iemand wat besig is met 'n insameling vir liefdadigheid. Die reaksie op die geleentheid om ander te help was oorweldigend. Daar was so baie mense wat bereid was om hand by te sit vir 'n goeie saak. Toe sê hulle, ek is doodseker, ons sluit aan by wat die Here wil hê. Jesus het die skare jammer gekry en wou iets doen vir hulle. Later, as hy sy lewe vir ons gee, sien ons weer iets van sy oorlopende genade. Ek glo daarom dat Jesus vandag ook die gebroke lewens sien, met deernis en met omgee. Hy kla soveel disippels.
aan die werk gesit en vir ons die opdrag van medemenslikheid gegee. En dis een manier hoe die Here help. Wanneer ons ander help, as ons by God se drome betrokke raak, dan is dit wonderlik, want ons kry die kans om deel te wees van die kere waar God iets ongelooflik doen. Maar dit raak nog beter, om deel te neem aan God se omgee vir die wêreld, gee vir onsself ook 'n stukkie genesing. Kom ons sê 'n mooi tuin is vir my die belangrikste doelwit in die wêreld. En môre kom die springgane weer en vreet alles af voor die voet. Nou het ek niks meer om voor te lewe nie. Dis 'n simpel voorbeeld, maar ons kan amper enigiets verloor. Ons kan nie die Here verloor nie. Niemand kan God kom wegvat nie. Ek gaan nooit alles kan verloor solank as wat ek die Here liefhet nie. Ek kan dalk baie verloor, maar nooit alles nie. As ons verby die brood en die vis kan kyk, dan sien ons God se hart vir die wêreld. Mense wat honger is, ja, maar ook ander mense. Mense wat finansiëel in die knyp is. Mense wat iemand verloor het. Mense wie se verhoudings skade ly. Mense wat vasgevang is in konflik en geweld. God sien al die moeilikhede en God gee om daaroor. Alles gaan dalk nie maklik wees nie, maar daar is altyd die moontlikheid dat iets kan verbeter. Tot dan, maak jou drome koel vas, deur God se droom te deel. Wys genade aan ander en beleef self in die proses oorvloed. Amen. Ons Koning Jesus, ons wil vandag net vir U dankie sê, vir U groot liefde, genade en omgee. Here, en hoeveel keer het ons self nie al gesien dat as ons iets doen vir iemand anders, dat ons eie probleme so relatief klein en onbelangrik voel nie. Here, dankie dat U nie net vir ons hulp gee nie, maar dat U ons ook gebruik om ander mense te help. Dankie dat U besorg is oor ons en die ander mense op aarde. Almal is vir U belangrik. Daarom vra ons, veral in Augustus, dat hulle vir ons ook belangrik sal wees en dat ons 'n stukkie van U liefde vir die wêreld kan wys. Amen.